Die besigheidsreeks Koffie en Kapitaal word aangebied deur Capitec. Groot besighede begin selde groot en nie elke suksesverhaal begin met kapitaal nie. Soms begin dit met 'n idee en groei dit tot 'n nalatenskap. Dit begin met kennis en die wil om alles in te sit om dit te laat werk. Dikwels saam met die mense naaste aan jou, met die volgende geslag reeds in gedagte. In Koffie en Kapitaal ontdek ons stories van mense wat bou aan iets wat langer as hulself sal hou. Vandag sit Theo oor 'n koppie boeretroos saam met Nick Liebenberg, stigter van Laveld Agrochem, 'n besigheid wat saam met sy familie uit 'n sitkamer gegroei het tot 'n nasionale rolspeler. Nick, dis 'n voorreg om met jou te gesels. Jou pad met landbou, waar kom dit vandaan? Dit is seker so 55 jaar terug. My ouers het vir NCI gewerk. En NCI daai tyd, net vir julle wat nie weet nie, Modderfontein, dis waar ek gebore is. En daar is ek blootgestel aan landbou van die mense wat my pa mee saam gewerk het. Daarna het ek toe vir Bayer gewerk en ek het 20 jaar vir hulle gewerk. En dit is deel van my ervaring en my kennis. Opleiding deur hulle, hulle was goed. Die multinasjonale maatskappye wat dit betref is goed deel. Wat daarna gevolg het, wat ons net oor gaan praat, as jy wil weet, dan kan ek vir jou sê hoe dit nou oorgespoel na Laveld toe. Kom ons gesels daaroor. Hoe daai oorgespoel, waar het Laveld sy ontstaan gaan? Okay, so ek het my kom ons sê my vakleerlingskap by hulle gedoen. En uiteindelik het ek geëindig as die verkoopsbestuurder van Bayer. Net vinnig, in daai jare, so dit is, kom ons sê 5, 6, 37 jaar gelede, het al die multinasjonale maatskappye, soos Bayer, Ciba, Geigy, wat almal sal kan onthou, FBC, Shell, Chemies, het almal gewerk met 'n resep van, jy het verteenwoordigers gehad, en hy het sy eie verkoopspersoneel gehad. En daai tyd het daar dan 'n nuwe Duitse hoof na Suid-Afrika gekom van Bayer en hulle het hierdie formaat wou verander na wat hulle noem handelaars en koöperasies. En ons moes toe die hele Bayer omskakel van verteenwoordigers wat almal, dit is vir Bayer gewerk. Depots was die Bayer sine. Moes ons omskakel dat almal privaat word, agente word en die agente is saamgevoeg in groepe wat dan 'n klein handelaarskap was. En deel van my reëling met Bayer was, ek sal julle help om hierdie tot stand te bring en dit maak werk, maar ek sal ook graag handelaarskap wil hê. En die keuse was baie eenvoudig, ek het die Kaap baie goed geken, maar ek het ook die Laveld baie goed geken. En die keuse het toegeval op die Laveld en vandaar die naam Laveld Agrochem. Maar daar's 'n storie ook, dit het in 'n sitkamer plaasgevind met jou seun. Seun Corneille het toe klaar gestudeer op Tax, okay. Niks teen die blou bulle nie hoor. Maar en Corneille was altyd 'n finansiële ou en hy besighede, dit is sy sterkpunt. So lank storie kort, ek het vir hom gevra of eintlik vir hom gesê, ek gaan werk eers vir 'n bank. My woorde was gaan leer hoe geld werk. Maar hy het stelsels geken. En toe die geleentheid kom by Bayer, laat ons nou 'n maatskappy kan begin. Wat beter as jou eie seun? Besigheid, jy's 'n besigheidsman. Jy begin nie net 'n besigheid en dan alles werk nie. Fakturering, verskaffing en. Jy moet spesialiste hê, in my opinie. So Corneille was die spesialis, is stelsels en die finansiële kant. My fokus was operasioneel. Kontak met die verskaffers, ek het 20 jaar se ervaring daarmee. So, dit is soos Laveld begin het en die kostes was 'n groot probleem, want daar was nie geld vir iets anders nie vir kantore nie, definitief nie. Nou wat het al die, noem maar die ou huise in die ou tyd gehad? Jy het 'n sitkamer gehad. Wat het jy in die sitkamer gedoen, Theo? Een keer 'n maand as die oom predikant kom kuier om te kom sy bydrae kom soek en vir ons net te sê ons was lanklaas in die kerk. Dan het ons in die sitkamer gesit. So ons het, dis van ons kantoor begin het. So ek het 'n lesenaar gehad, Corneille het 'n lesenaar gehad, en ons dogter, Liesel, daai tyd, het ook daar gesit, maar my ouers het vir Corneille 'n besigheidjie gekoop, Kornik Makelaars, 'n korttermyn makelaarskap. So
daar was 'n dametjie Modi. Wat ook daar gewerk het. Sy en Liesel het op een plek gesit. Ek hierdie kant, Corneille daai kant. En na 'n jaar of 2 het aanstaande skoonseun Rudy, wat later met Liesel getroud is, het by ons aangesluit. Hy het ook daar gesit. Ook in die sitkamer. Ook in die sitkamer. Jenne, en dit het gewerk. Nick, as jy oor hierdie pad kyk, terugkyk, wat was die hoogtepunte? Was daar groot besluite, groot strategieë wat dit veroorsaak het, want alle besighede uit 'n sitkamer eindig nie by 'n omset van 5 miljard nie. Wat is daai punte? Dit was oorlewing, doen goeie besigheid, werk hard met wat jy het, dat dit ontwikkel het, kan ek net weer alle eer gee, nie aan my nie, maar definitief aan ons Here, en dan al die mense wat ons bygekry het oor die jare, wat by ons aangesluit het. Die hoogtepunte, daar's te veel. Ek sê te veel. Weet, soos wat ons aangegaan het ander agente van ander verspreiders gesien hoe ons in Laagveld werk, die resep wat ons gehad het met noem die winsverdeling, en dit was meer aantreklik vir hulle, by ons as by waar hulle was, wat ook al. En so het ons mense gekry wat by ons aangesluit het, agente, wat ook aandeelhouers geword het. In die begin was die maatskappy opgebou deur aandeelhouers, waarvan ek en Corneille 'n aandeelhouer was. En ek dink een van die hoogtepunte was, ons het 'n groep uit die Vrystaat gekry, wat eenmalig 'n hele klompie, ek dink dit was omtrent 8 na 10 agente van 'n handelaar wat in die Vrystaat was, wat probleme gekry het, wat by ons aangesluit het, want ons was toe nog nie verteenwoordig in die Wes-Vrystaat, Oos-Vrystaat en eintlik ook Lichtenburg, die Wes-Transvaal nie. So daar het 'n klomp mense eenmalig by ons aangesluit. Dit was 'n hoogtepunt wat ons daai hulpstoot gegee het, ja. Nick, 'n klein maatskappy is dit maklik om die kultuur in stand te hou en te koester. Ja. In 'n groter maatskappy word dit moeiliker. Hoe kry julle dit reg? Ek dink hier wat dit moontlik maak is, jy het 'n klein maatskappy, maar jy het konstant mense wat by jou aansluit. So dis enkelinge wat inkom in 'n reeds bestaande groep. Goed, ek het 'n gesprek met die persoon. En hy sien wat hy kry in dan die hoof van die maatskappy. My mede-kollegas wat almal altyd deel daarvan is, sit ook om die tafel en die persoon word dadelik omvou met die affiniteit wat ons vir mekaar het. Ek dink dis wat baie belangrik is in Laagveld. Ons besigheid is 'n mensbesigheid. Ons doen besigheid met ons produsent, met mense, en ons hanteer ons eie mense ook soos mense. So ons is baie naby aan mekaar, en ek dink daardie tel enige buitestander baie vinnig op. Beter met betalings. Capitec. Nick, Laagveld Agrochem. Ek wil so 'n bietjie gesels oor die sakemodel. Hoe lyk daai sakemodel? Die huidige ene kom van die vorige een toe ons nog aandeelhouers gehad het, en lang storie vinnig kort, ons het 'n winsdeel gehad van 80-20. Baie eenvoudige som, 80% na die aandeelhouer, 20% bly in die maatskappy om die maatskappy te befonds, al die administrasie ensovoorts. Toe ons oorskakel na konsessiehouers, het ons daai as basis gebruik. Wat dit nou op neerkom is, ons koop 'n produk, kom ons sê vir R100, ons sit 5.25% by. Dit word dan die nuwe kosprys. Van 5.25 bo die kosprys na die verkoopsprys is wat die konsessiehouer kry. Dit beteken nie dit is ad infinitum nie. Onthou, daar buite is 'n mark. Jy moet kompeteer met die mark. Nou uiteraard is hierdie dan baie belangrik, want die konsessiehouer is die persoon wat met die kliënt of die boer werk. 100%. Wat maak 'n suksesvolle goeie konsessiehouer? Jy moet iemand wees wat aanklank vind by die kliënt. En wie is die kliënt? Die produsent is boeremense. Nommer 2, hy moet kennis hê van die vakgebied. Hy gaan landbouchemikalieë is die hartklop van ons besigheid. Bemesting en alles kom daarmee saam. So as jy nie kennis het daarvan nie, kan jy mos nou nie die probleem van die kliënt oplos nie.
En dan moet jy 4 onder jou stert hê, as ek dit so kan sê, want jy moet hard werk. Harde werk op die einde van die dag sal hom suksesvol maak. Nick, ek wil die hoek so bietjie verander. Laveld Agrochem is 'n familiebesigheid. Nou 'n familiebesigheid is 'n suksesvolle sakemodel, maar het unieke uitdagings. Jy en jou seun Corneille kom nou al 'n lang pad saam en julle is baie suksesvol. Waaraan sou jy dit toeskryf? Die sukses wat familiebesighede of sukses persentasie is baie gering as jy oorgee van een geslag na die volgende geslag. Ek dink ons het dit reg benader van die begin af, maar dit was nie net ek en Corneille nie, dis die familie. Jy weet, is dogter Liesel en skoonseun Rudy, ander seun Wouter, en nou kom die kleinkinders deel. Tans is daar 2 van ons kleinkinders, is Liesel se 2 oudste seuns wat al vir ons werk. So ek dink almal verstaan dat die besigheid gaan oor die nalatenskap. En miskien die belangrikste punt, Theo, is niemand kan enigiets vir hom eien nie. Jy erf nie 'n posisie nie. Elkeen moet sy plek verdien. So ons dwing geen kind of kleinkind om te werk vir Laveld nie. Uit vrye wil jy dit doen, want dit is 'n goeie besigheid en jy het 'n toekoms. Jy sal altyd werk hê. Die uitdaging van 'n familiebesigheid is jy wil graag dit doen vir oor generasies. Hoe het dit gekom dat julle toe 'n nuwe familielid aangestel het en wat was die uitgangspunt agter dit? Theo, jy het dit gesê, die besigheid moet of ons wil hê dit moet oorgaan oor generasies. En die persoon wat die leiersels vat, moet dieselfde denkwyse hê, want dieselfde kultuur, dieselfde manier wat ons besigheid gedoen het tot nou toe, moet aangaan. En wat ons verwag van Laveld en verwag hulle ook, en natuurlik na die ander kant ook. So, Kobus Myntjies, ons ken hom vir seker al 8 jaar. Hy was een van ons verskaffers gewees van verskeie maatskappye vir wie hy gewerk het. So ons kom lank met mekaar aan, ken mekaar, en kan ek met vrymoedigheid sê, ek het al 'n paar jaar terug vir hom gesê, Kobus, ek kyk vir jou, jy weet as ek vir jou kyk, daar's 'n plek vir jou. En kan ek sê, is ons baie geseënd dat dit so uitgewerk het. So die kern is, daai posisie moet iemand verdien. Dit word nie op 'n skinkbord gegee nie. Jou advies, ons het nou 'n bietjie gepraat oor familiebesighede, jou advies vir mense in 'n familie en besigheid, wat is jou advies? Ek is tog die oudste, ek is die senior, en die samewerking wat ek geniet het van Corneille, Rudy, Liesel op haar deel, Wouter, as familie, jy weet, dit was altyd baie goed gewees. Daar's baie keer wat mense sê, hoe kan jy met jou kinders saamwerk, of maar my antwoord is, weet jy, dis my bloed daai. Nou, hoekom, as ek nie met hulle kan saamwerk, hoekom sal ek met 'n vreemdeling beter saamwerk? Soos ek met mense gepraat het, voorberei het almal vir my gesê, Nick, of eintlik met respek, oom Nick, begin altyd 'n vergadering met 'n storie. Dis nogal uniek, hoekom? Met die jare ervaring en blootstelling wat ek gehad het, het ek baie meer kennis soms. En is vir my belangrik, as ek vir jou iets moet verduidelik, dat jy die hele storie moet hê. En 'n storie is nie net 2-3 woorde of sinnetjies as 'n antwoord nie. Ek wil jou verduidelik, waar kom dit vandaan, en hoekom ek daaroor dink, en dan sit oor na jou, dan kan jy mos jou eie besluit neem, maar jy het baie meer vleis of inligting oor die probleem of die vraag wat jy gevra het. Nick, laastens net 2 punte. Ek het met baie mense gesels en hulle 2 goed uitgelig. Die een is, jy onthou almal se name altyd. Tweede een is, jy kom altyd terug as iemand jou probeer bel of 'n e-pos stuur. Jy reageer altyd. Daar sê iets van die mens in daai 2 goed. Die woord wat vir beide van hulle werk, Theo, is respek. As ek jou ontmoet, en jou naam is Theo, en ek ontmoet jou oor 'n week of 2 of oor 'n maand, en ek kan jou naam onthou, dan weet jy mos, ek het respek vir jou. So vir my was dit altyd so. Iemand my bel, wil hy met my gepraat het, en ek moet die respek bewys deur vir hom terug te bel as ek nie sy oproep kon neem nie. So ek dink daai 2 kan jy saamvat, is respek vir die ander mens. Beter met betalings. Capitec.
Net hierna gesels Theo met Nick oor wat dit verg om iets te bou wat langer as jouself hou en hoe jy dit uiteindelik aan die volgende generasie oordra. Maar eers vandag se Capitec kopskuif. As besigheidseienaar in vandag se sakelewe, soek jy 'n bank of soek jy 'n vennoot aan wie jy jou storie kan vertel, daai droom wat jy wil laat realiseer. By Capitec Business glo ons in eenvoud. Produkte wat direk is, prakties is en so ontwerp is dat ons 95% van alle besighede in Suid-Afrika kan diens, of jy groot is en of jy klein is. Ons prysmodel is so ontwerp dat ons 50% van jou bankfooie kan bespaar. En dink net wat jy daarmee kan doen in jou besigheid. En dan natuurlik diens. Jy kan alles op ons digitale platform doen, maar wanneer dit regtig tel, wanneer dit regtig nodig is daar regte mense wat sinvol met jou besigheid kan gesels om daai droom te realiseer. Aan al die besigheidseienaars daar buite, ons weet dit is jou droom, ons weet dit is jou toewyding, jou soeg en sweet, jou nalatenskap. Capitec Business wil bitter graag deel daarvan wees. Nick, as jy terugkyk oor jou loopbaan, wat maak jou die heel trotste? Ek dink die belangrikste is, ons het met niks begin nie. En uit niks uit, ons het niks geërf nie. Ons moes alles self doen, self werk. En om dan so suksesvol te wees, in die sin van dat hierdie groot maatskappy opgebou is, maar saam met dit is die familie wat kon saamkom. Dit is presies wat dit is 'n familiebesigheid gewees. Of gewees nie, is steeds. En dit maak my trots dat ons as 'n familie dit kon staan maak. Nick, jy het verlede jaar besluit om af te staan as uitvoerende hoof na voorsitter toe. Daai besluit en daai beweging, hoe dit gewerk? Natuurlik dink elke mens, ek moet die Engelse woord gebruik, indestructible. Daar kan ons niks met jou gebeur nie. Maar die vraag het begin gevra word, ek is al toe in die 70, wat word as Nikkie meer daar is nie? En onthou die besigheid in die laaste klompie jare is gedoen deur 'n hele span kundiges wat om my was. Maar toe het ons nou begin ernstig kyk om hierdie verandering teweeg te bring en laat ek dan moet uittreë, nie aftree nie, mens tree nooit af nie, uittreë en laat ons dan iemand het wat by my kan oorneem. En die woord, as pragtige woorde deesdae. Jy weet, die een suksessiebeplanning, maar die een wat ek die meeste van hou is kennisoordraging. It's knowledge transfer wat die Engelse sê, maar ek moet dit nou verwerk in Afrikaans. Ja, kennis, want dit is wat dit is. My kennis, my ervaring dra ek oor in die volgende geslag. Maar dit was moeilik, Theo. Dit is nie maklik nie. Daai moeilik. Wat is jou advies aan iemand in daai posisie? Want dit gebeur met ons almal. Wat is jou advies? Want jy weet, as jy vir 35 jaar die maatskappy gedryf het, jy kan nie net soos 'n skakelaar dit aan en afskakel nie. So dit is in 'n mens se siege en in jou kop, dit vat 'n bietjie van jou. Maar ek dink die belangrikste is, as die persone wat oorvat, as jy met hulle tevrede is, Janne en ek is so tevrede. Dit is sulke uitstaande mense, dan is daar sommer 'n berusting wat oor jou kom. Dit is soos dit by my gewerk het. En jy kry dit reg om een stapie terug te staan. Kry dit reg. Die Engelse se woord, en baie keer het al goeie gesegdes, wat ek dadelik opgemerk het, of wat ek dan gebruik het is, hulle sê, moenie meddel nie. Moenie gaan lol daar nie. En ek het dit vir Kobus, wat my vervang het, en in die span gesê, kerels, hier is ek gaan nie meddel in julle nie. Julle is die nuwe geslag, julle die kennis. Ek is steeds daar as julle my iets wil vra, maar ek kan nie in julle pad staan met wat julle nou met die maatskappy wil doen. Die riglyne is klaar daar. Maar wat julle nou doen, ek kan nie naby dit kom nie. Met tegnologie en die kennis wat hulle het, ek kan nie naby dit kom nie, Theo. Ek wil stil staan op daai punt. Landboubedryf verander die hele tyd. Ja. Daar's tegnologie, daar's maniere van doen, ja. Daar is onsekerheid, daar's nuwe metodes van doen, daar's nuwe jong mense wat inkom. Hoe maak jy seker jy bly by? Jy bly op die voorpunt. Kom ek gooi hierdie in. Ons almal is ons rugby benieuks. Wat doen Rassie? Hy het die wêreldbeker gewen met 'n sekere klomp spelers, van hulle is nog steeds daar. Wat gebeur intussen tyd? Al hierdie nuwe opkomende manne kom in, wat gebeur? Hy sit hulle in. By ons is dieselfde. Ons kry nuwe mense wat kundig is, wat in hierdie era groot word van tegnologie. Vir hulle is dit soos die kindertjies van vandag wat 'n selfoon vat en speel daarmee.
dis wat ons doen en wat ek glo Kobus hulle sal mee aangaan. En natuurlik is daar selfverbetering ook. Jy moet maar dit gaan jouself instudeer. Nick, jou advies aan jong entrepreneurs. Wat maak iemand suksesvol en waarop moet iemand fokus? Wat ook al jou besigheid is wat jy wil ingaan, moet jy dit ken. Jy moet die meester wees van daai besigheid. Want as jy dit nie ken nie, hoe kan jy dit groei? So, moenie gaan om probeer tandepasta te verkoop as jy nog nooit dit gedoen het nie. Net om so silly voorbeeld te gee. Want besigheid gaan nie net oor enkele items nie. Dit is 'n kombinasie van dienste wat jy ook moet hê. Dan bou jy om jou of jy kry om jou die ondersteuning wat jy gaan nodig hê om die besigheid te hanteer. Nick, ons het nou gesels, jy het nou voorsitter geword. Uiteraard gaan jy bietjie meer tyd hê. Wat lê voor vir Nick Liebenberg? Ek skaal nou mos af. Ek het nog steeds kontak met die kantoor. Geringe sake wat my aandag kan ek vir hulle gee en vir hulle daarmee help. En dan is ons ook geseënd. Ons het 'n wildsplaas daar in die Noordweste, daar by Marken, Ellis Rassewêreld. So ek sal ook 'n bietjie meer tyd daar kan spandeer. En dit is nou werk, maar dit is ook ontspanning in dieselfde tyd. Maar 'n mens moet besig bly. Die woord is, daar moet 'n rede wees om môreoggend op te staan. As jy net in 'n hoekie gaan sit en sê, nee, nou is jy afgetree, dan in my opinie word jy sleg, en ek dink dis 'n resep om vinnig die emmer te skop. Laveld Agrochem en oom Nick se storie herinner ons dat groot besighede nie net op strategie gebou word nie, maar op mense, op die tyd wat jy vir hulle maak, die respek wat jy wys en die manier waarop jy ander laat voel dat hulle tel. Uiteindelik is dit nie net wat jy bou nie, maar wie jy saam met jou opbou. Dis die soort wysheid wat nie in handboeke staan nie, maar oor jare geleef word. Sluit volgende week weer by ons aan vir nog 'n koffiekuier. Die keer saam met Van der Walt, mede-stigter van WeBuyCars. Capitec. Trotse borg van koffie en kapitaal.